Soos die meeste ander damme in die land op die oomblik is die Haai-Verwoerd-dam op die oomblik besig om oor te loop. En wat 'n ongelooflike gesig wanneer die grootste dam in Suid-Afrika oorloop. En ons verwonder ons weer eens oor die ingenieursprestasie wat hierdie damme tot stand gebring het. En hierdie twee damme, die Haai-Verwoerd-dam en dan verder af met die rivier, die Pekaleroe-dam, is tot op hede die grootste ingenieursprojekte wat nog in Suid-Afrika aangepak is. Die ingenieursprestasie hier was nog nie tot dusver geëwenaar nie. En as 'n mens dit wil waag om te sê, sal waarskynlik ook nie weer geëwenaar word nie. In die 60er jare van die vorige eeu het die destydse kabinet onder leiding van Dr. Verwoerd het hulle gesê hierdie riviere moet nou opgedam word. Dit is hoekom hierdie dam na hom vernoem is. Die visie wat daar was, dat hier 'n dam moes gebou word en daardie water moet benut word. Moet benut word tot die voordeel van die hele land. En so het hulle die Oranje Rivier projek aangepak met groot waagmoed, kan 'n mens sê. Dit was nie iets wat tot dusver in Suid-Afrika gedoen was nie. Dit was nie iets wat maklik gedoen was nie. Selfs die bouproses was kort onderbreek wanneer die rivier afkom. Dit meer as 10 jaar gevat om dit te voltooi. Vandag, meer as 50 jaar later, pluk ons die vrugte van daardie visie wat hulle gehad het. En boonbehalwe die hidroelektriese krag wat hier opgewek word, is hier nou besproeiingswerke reg af onder tot in Kakamas en verder. Maar ook terug in hierdie dam se ontvangsgebied het ons die begin van die Owesten tonnel. 'n Tonnel wat gebou is onder die grond, party plekke meer as 80-100 meter diep, al die pad vir 80 km, 70 km tot daar by die boolope van die Visrivier. Daar gaan dit in die Visrivier in, af met die Visrivier en oral daar af met daardie valleie tot by Port Elizabeth word daar wonderlike besproeiingswerk gedoen tot almal se voordeel. En dit bring ons by wat die Here sê in Genesis 2 waar hy vir die mens 'n kultuuropdrag gee, waar hy vir die mens sê hy moet bewerk en bewaak. En dit is veral die bewerkopdrag wat ons so nodig het in ons lewens, hier waar ons self besig is om ons te vestig in hierdie land. Dis daardie bewerkopdrag wat sê, ons kan nie maar net dinge los soos dit is nie, ons moet bou, ons moet iets tot stand bring. Ons moet iets tot stand bring, tot eer van die Here, tot diens van ons naaste. Al het ons dit net in die kleine, ook in ons eie geleedere vandag. Daar waar ons geplaas is, daar waar die Here ons geplaas het, om self ook 'n bewerkopdrag, 'n bouopdrag, om self daardie opdrag ook uit te voer.